The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken. Lieve Barbara, Claude, jou suster, ander susters, familie en vriende. Mens kan maar sê welkom by die gedenkdiens van Johan Raubenheimer, wat van ons weggeneem is in die ouderdom van 71 jaar. Afgelope klompie jaar het ek so van tyd tot tyd vir Johan raakgeloop, soms so in die verbygaan. In die tyd het ek hom leer ken, het was my indruk dat hy 'n rustige, stil man is, nederig is, geselsie of twee wat ons gehad het, dat hy ontvanklik was. Tydjie wat ons kon praat oor sy werk waarmee hy besig is, kon agterkom dat hy 'n trotse man is in wat hy doen. Ek kon later by sy suster Elise maar hoor dat hy 'n gekwalifiseerde werktuigkundige was, dat hy by, ek meen dit was die poskantoor net gewerk het as werktuigkundige, en dat hy ook in die laaste tyd vir homself gewerk het. Wonderlike mense altyd iets onthou. Miskien was dit net een keer, ek weet nie of dit so 'n stokperdjie van hom was nie, maar Elise vertel vir my, hy was 'n sterk man. En as hy sien dat iemand moeilikheid maak, dan het hy daar agterna gesit, te voet of met 'n kar of wat, en dat hy hulle, die persoon vir die polisie gegee en gesê, ek het julle werk gedoen vir julle. En dat hulle nou maar verder gaan. So sal elkeen van julle hom onthou, vir watter rede ook al, met watter indrukke ook al. Maar weet jy die hartseer is, dat Johan hoor ons nie. Die hartseer is dat hy ons nie kan beïndruk nie, ons hom nie kan beïndruk nie. Maar die wonder saam met dit, dan ook dat die Here ons hier vandag by mekaar gebring het. As 'n gehoor wat nooit weer so sal saamkom, soos hierdie gehoor nie. So 'n klompie jaar gelede, meen so 12 jaar gelede, het ek ook daar gesit en snik, waar Barbara sit en snik, met die begrafnis van my oorlede vrou. En toe ons by die teraardbestelling kom, toe sê die kollega van my wat toe die teraardbestelling doen, toe sê hy dieselfde woorde wat ek nou gesê het, ons sal nooit weer so saamkom nie. En hy het ook die gedagte uitgespreek, wie van ons sal môre sien? Die volgende oggend 6:00 toe 'n geliefde vriend van my wat uit Uniondale gekom het vir die begrafnis, het hy hierop De Wet plaas buitekant Woester, het hy by swaar van hom nie wakker geword nie. Sy vrou het net 'n paar snorkgeluide gehoor, toe sy na hom kyk, toe is hy nie meer daar nie. En so bring dit ons tot die besef dat dit 'n baie spesiale samekoms is. En dat ons die Here vertrou, dat hy ook daarin verheerlik sal word.
wil my innige medelee met jou betoon, Barbara, namens die Evangeliese Gereformeerde Kerk, Tygerberg, Dominee Ian en Daniel, wat weens sy siekte nou nie die begrafenis kon waarneem nie. En ons wil jou toebid die wonderlike vertroosting van God self. Hy is die God van alle vertroosting. Vir jou, jou kinders, jou familie, dierbaars en elke ander trewende. Maar mag ons ook in hierdie troos ervaar dat daar is vir ons hoop, daar is vir ons voorsiening. Hy is nie net die God van vertroosting nie, maar dieselfde vers wat dit sê in 2 Korintiërs 1 sê ook vir ons, hy is die God van alle ontferming. Om te ontferm beteken om daar te wees vir jou, om te doen vir jou wat jy nodig het. En daarom sê hy ook, jou maker is jou man. Hy is die man, die vader van die wees en van die weduwee. Die mooi wat ek van Johan leer ken het, die mooiste en die bietjie kontak met hom, was die ruimhartigheid waarmee hy sy huis laat beskikbaar stel het vir 'n lang en uitgerekte versorging van 'n vriendin. En hoeveel keer Barbara vir my gesê, sy is net so dankbaar dat Johan dit aanvaar. Johan help ook graag as hy kan, moet. Baie mooi herinnering. En die Here sê ons moet eer gee vir die wat eer toekom. Ons kan so privaat word in ons privaatheid dat ander alleen in hulle ellende moet sterf of ly. Barbara het saam met Johan voorsiening gemaak, gesorg dat dit vir 'n ander kind van die Here nie so was nie. Kom ons buig net die hoofde, dan bid ons saam. Dierbare, wonderlike Here Jesus, ons sê vir U baie dankie dat U vandag hier saam met Barbara en ander geliefdes ween. Here, toe U by die graf van Lazarus ook trane gestort het U geweet, en die Bybel sê vir ons, U het geweet U gaan hom opwek. Maar nog steeds was dit vir U nodig om te ween saam met die wat ween. Hemelse Vader, hoor ons as ons dan ook nou by hierdie droewige afskeidsgeleentheid, hierdie gedenkdiens vir U vra dat U ons emosies en dat U ons gedagtes sal rig, onbewus te kan wees, ook in ons gees van U teenwoordigheid, en Here te weet dat U sit U hand ook op my. Dankie dat U in ons midde is. Dankie Here vir 'n geleentheid wat U gee aan ons wat nie soos Johan vandag nie kan hoor en sien en voel nie. Nie hier waar ons is nie. Maar Here, dat ons ore het om te hoor, oë het om te sien, 'n hart het om te verstaan. En ons bid vir die werking van die Heilige Gees, Here, by hierdie van seker die ernstigste tye in ons lewe, as oorlewendes, om ons te kan skik om ons God te ontmoet. Hoor ons as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek nooi u om saam met my te lees as jy 'n Bybel saamgebring het, om net te luister terwyl ek lees uit Openbaring hoofstuk 21 vers 1 tot en met die 8ste vers. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense,
en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, God self. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee, uit die fontein van die water van die lewe verniet. Water van die lewe verniet. Vir wie? Vir die dorstige. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir my God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar, hier is 'n groot maar, wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leugenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Net tot daar die voorlesing met die wonderlike woord van die Here. Liewe vriende, ons is almal, elkeen van ons, en hoe jy dit ook al gaan verstaan, met watter oogpunt jy dit gaan benader, as jy net die realiteit van die verganklikheid van hierdie lewe, van die kortstondigheid van ons bestaan op aarde, besef soos wat Johan se skielike, onverwagte heengaan van getuig bevestiging is, dan sal ons onsself kan klassifiseer as pelgrims op reis, op pad. Ek sou graag wou sê na die ewigheid, maar ons sal daarby kom. Ons is maar net op reis. Ons is maar net vir 'n tyd hier. Ek sit nou verlede week by 2 ou oomies. Ek het Sondag aand in die diens daarvan vertel. Maar ek gaan net een klein greepie uit hierdie ontmoeting met 'n oomie van 95 met u deel. Hy vertel vir my by ons eerste ontmoeting daar, hy het so 'n jaar gelede sy vrou aan die dood afgestaan. En toe so in die gesprek kom hom Japie op 95 met 'n helder verstand en 'n lekker stewige stappie soos 'n 95-jarige, maar nog sterk, gesond en helder. En hy vertel met 'n tikkie droefheid dat toe sy vrou nou daar lê, toe sy nie meer hier is. En hy kon dit nie eintlik verwoord nie, maar hy sê net, toe dink hy, maar wat nou? Wat nou? En ek verstaan toe, dat hy dink, maar wat nou van haar? Wat nou van haar? Ek en jy sou miskien gevra het, waar is sy? Ek en jy sou gesê het miskien, nee, nou is alles verby. Nou is al lyding verby, nou is sy, nou slaap sy. Anders sou gesê, nee, nou sê hy verdoemend, ewig verloor. Anders sou gesê, ons weet nie. Nie een van ons weet nie. Niemand kan iets sê nie. Maar ek het vir jou woord gelees, waarin dit staan, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En daarom, ons is pelgrims op reis. En wat leer ons uit hierdie geleesde gedeelte? As jy gelet het op die eerste vers, dan lees ons van 'n plek. En dit word genoem die hemel.
En om dit betekenis te gee, Jesus Christus, die Seun van God, het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. Hy het vooraf gesê, dat laat julle harte nie ontsteld word. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, ek gaan vir julle plek te berei. Dan kry ek ook doelies wat by mekaar kom jare terug hier op Stellenbosch, en dokters en professore en hulle het op die woordfees hierdie bespreking gehad oor of die hemel 'n plek is en of dit 'n toestand is. En toe ontmoet ek 'n dominee by begrafnis kort daarna waar hy vir die gehoor vertel. Hy het maar nou hierdie beskouing vir homself aangeneem dat dit 'n toestand is. En ek wil vir hom vra, is wat jy sê belangriker en 'n groter waarheid as wat Jesus sê? Jesus sê, ek gaan 'n plek berei. Hy sê, ek gaan julle in 'n toestand invat, nie? So lees ons van hierdie hemel en die beskrywing daarvan. Geen droefheid, geen trane. God self wat die trane afvee. 'n medelydende, liefdevolle God van genade. Maar dan in die 8ste vers, dan lees ons hier 'n beskrywing van sondaars. En die Bybel gee vir hulle etikette, ongelowiges. En baie dikwels dan dink ons as mens, ek glo nie regtig nie, of ek is nie regtig gelowig nie. En ons besef nie dat dit eerste aan die lys staan van ander gruwelike sondes, wat die vreesagtiges aangaan. Mense wat nie bang is, en leef in vrees vir die dood, en leef in vrees vir wat mense dink, en wat mense gaan sê, as ek nou tot bekering sou kom. Die vreesagtiges, die ongelowiges, die dan gruwelikes, moordenaars, hoereerders, towenaars, afgoede. Ons kan miskien sê, ons is nie van daai, en dankie tog. Maar is ek 'n gelowige? Het ek vertroue? Of is ek 'n vreesagtige? Is ek miskien nie seker nie dat my saak met die Here reg is nie? Weet jy, dit is my so interessant dat toe benoem ek sy naam, toe die oomie nou van die vrou sê, wat nou, toe sê daar lê, dat by die dood van iemand, dan is ons altyd oor iemand anders se dood en iemand anders se bestemming gaan. Maar wat van jou? Wat van jouself? Wat van my? Die eerste wat by ons moet opkom as ons hoor, Johan het 'n hartaanval gekry en hy is op slag dood, of hoe dit ook al gebeur het, moet ek sê, maar dit kon ek gewees het. Hoe sal my saak met die Here? Jy sien vriende, want die Bybel sê vir ons, ons is nie net pelgrims hier op aarde nie, ons is pelgrims op reis na die ewigheid. En Prediker 12 vers 7 sê vir ons, dat wanneer hierdie liggaam die fontein gebreek word en die wiel stikkend val in die put, hy sê, en die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. Vriende, geen mens is sterflik in die sin dat jy tot niet gaan. Dit sê die Bybel, die gees keer terug tot God, wat dit gegee het. So 'n mens behou jou onsterflikheid. Maar dan sê die Bybel vir ons, dat daar 2 bestemmings is. En natuurlik weet ons kan net by 1 bestemming op 'n tyd wees. Ons kan nie hier wees en daar wees of tussen nie. Ons is waar ons is. En in die ewigheid is daar hierdie 2 plekke wat van gepraat word. In vers 1 en in vers 8. Die hemel en dan hierdie plek wat beskryf word as 'n poel wat brand met vuur en swaal, naamlik die hel. Dit wat Jesus by name genoem het, die hel. 'n plek van verskrikking so erg,
dat Jesus gesê, dis beter, as jy oogjarig struikel, om dit uit te pluk. Of jou arm, of jou been, af te kap. Want het is beter om met een oog, arm of been, in die lewe te gaan, as om met 2 oë, 2 arms, 2 bene in die hel gewerk te word. Die Here Jesus sê vir die predikante van sy tyd, die Fariseërs, hy sê, julle gaan die hele wêreld oor om een bekeerling te maak. En as jy hom dit gemaak het, maak jy hom 'n kind van die hel. 2 keer erger as hulle self. Predikante op pad hel toe. Ook ek. As God nie uit genade my siel gered het, toe ek 22 jaar oud was. As die Here nie aan my hartseer kon klop het en ek kon oopmaak. As die Here nie vir my die ewige lewe gegee het, en die wonderlikste, grootste ervaring in my bekering of redding, was dat ek die sekerheid gekry het dat my sonde vergewe is. So ver as die ooste van die weste verwyder is, het hy my sonde van my verwyder. En so sien ons dat die Here vir ons baie duidelik maar net op die hart kom afdruk. En ek wil graag maar net saamvat, terwyl ons maar weet dat het baie warm is vandag, maar toch vir 'n oombliekie moet dink, daar is 'n warmer plek as waar ons vandag is. En dat ons sal weet dat die Here die hel nie vir jou berei het nie. Hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Hy sê dat hy die hel berei het vir die duiwel en sy engele. Dit is baie duidelik. Die skrif is so kinderlik, eenvoudig, duidelik verstaanbaar. Maar as daar 2 bestemmings is, hoekom gaan sommige hemel toe? Hoekom gaan sommige hel toe? En dan sien ons in die Bybel dat daar 'n duidelike vereiste is om hemel toe te gaan. Vriende, daardie dag voor die groot wit troon oordeel, sê die Bybel vir ons, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En dan lees ons, vriende, en as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die vraag is net, waar is jou naam geskrywe? Is jou naam geskrywe net op die geboorteregisters van die Republiek van Suid-Afrika? Of is jou naam geskrywe in die boek van die lewe? En hoe kom dit daar? Daar is 'n psalm wat daaroor praat, of miskien een van die kleiner profete, ek is nie seker nie, maar wat duidelik praat van die geboortes. Hierheen is daar gebore, en daarheen is daar gebore, en dan staan daar, en dit is opgeskryf. Vriende, daar is 'n ander geboorte waarvan die Bybel praat, as 'n vereiste om in die hemel te kom. En Jesus het dit baie duidelik gestel. Hy het gesê, voorwaar, ek sê vir julle, en toe praat hy ook met 'n predikant met die naam van Nikodemus. En hy sê, ek sê vir julle, hy is 'n leraar van Israel, as iemand oor jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Dan moet 'n geboorte plaasvind, 'n wedergeboorte, 'n geestelike geboorte. Ek en jy word gebore as 'n vleeslike mens, met vleeslike sintuie. Ons gees is dood deur die sondeval, en God kom, en hy wil ons gees lewend maak. En dan kry ons 'n nuwe lewe, die ou dinge gaan verby, alles word nuut, as iemand in Christus is. Ag vriende, die Here het vir ons hierdie pad ook in Sondagskooltaal kom uitspel. Toe hy sê in Johannes 1 vers 11, of van hom gesê word, dat hy na sy eie mense toe gekom het. Hy het na sy eiendom gekom, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar hoor wat sê, maar almal wat hom aangeneem het.
Aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Aan hulle wat in sy naam glo. En hoor nou hoe word die geestelike geboorte beskrywe. Hoor hoe word dit uiteengesit. Hulle is nou nie gebore, nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore, die Gees wat kom verseël tot die ewige lewe. Vir wie is dit? Vir hulle wat glo. Wat glo? Dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Dat Jesus my skuld betaal het. Dat Jesus sy lewe afgelê het. Dat hy die volmaakte offer van God is vir my sonde en my verlorenheid. Maar ek moet hom aanneem. Ek kan hom laat verbygaan. Hy kom na sy eiendom, hulle het hom nie aangeneem nie. Daar's 'n plek vir jou. Jy verdien daai plek as jy die kosbare bloed van Jesus Christus onder jou voete verdra. As jy sy liefde en sy genade verwerp. As jy hierdie uitkoms en voorsiening wat hy gemaak het vir jou, vir ewige heerlikheid, waar hy die trane afvee, waar daar geen droefheid is nie, waar daar geen moeite is nie. In die hemelse heerlikheid. As jy sê, ek wil dit nie hê nie, ek stel nie belang nie, goed en wel, dis jou keuse, maar dan kies jy die hel. Nou vriende, hoe sal jy ontvlug, sê die Bybel, as ons so groot saligheid verontagsaam? As dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is, maar as jy weet, ek is daar gebore, weergebore, daar het die Here my gered. Al onthou jy nie die dag en datum soos ek nie kan onthou nie, ek weet min of meer, 1968, Maart of April, jongman van 22, maar daar is ek weergebore. My naam word met my geboorte geskryf in die boek van die lewe. Is jou naam ook al daar? In die handskrif so klaar, sê een van die ou geestelike liedere, is jou naam ook al daar. En as dit nie is nie, die wonder van God se liefde, hy sê ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer, na hom toe draai, jou hele hart, lewe, siel, alles aan hom oorgee, op hom vertrou, hy die prys betaal, jou kruis opneem en hom volg, word jou naam geskrywe in die boek van die lewe. O, dis my gebed, dat dit vir ons almal sal wees. Vriende, ek het so 'n paar boekies saamgebring, stap vir stap, ek het 20 gebring. Was al van die eerste wat meer wonder oor, maar hoe maak ek hierdie kontak? Ek is sondaar met 'n verlosser. Iemand het gesê, 'n soekende siel en 'n reddende saligmaker kan mekaar nie mis. As jy net miskien bietjie meer sekerheid wil hê, wat is bekering, hoe toets my bekering, dan terwyl jy hier uitgaan, dan nog dink om terug te kom, jy vat een van daai boekies. Miskien weet jy ook van iemand wat jy weet, terwyl jy as kind van die Here sekerheid en vrede. En die Bybel sê vir ons dat ons in hierdie tyd waar die wêreld aan die brand is en die tekens van die eindtye letterlik voor ons oë in vervulling gaan. Die koms van die Here op hande is die vraag, hoe gaan Jesus jou vind as hy kom? Hoe gaan hy jou vind? Is jou lamp vol olie, soos die 5 verstandige maagdes in was? Hoe gaan hy jou vind? Sal hy jou besig vind om die evangelie aan ander te deel, soos hy in een van die gelykenisse sê, besig om sy diensvolk hulle voedsel op tyd te gee. Gelukkig is daardie diensknegt wat sy Heer so besig sal vind, besig op jou knie, besig om tot eer van sy naam te lewe. Mag die Here ons in hierdie dag groot genade gee.
dat ons sy stem sal hoor, en dat ons daarop sal reageer, en dat ons nie onder die vreesagtige sal tel, wat gaan my man of my vrou of kinders sê nie, wat gaan my dominee of wie ook al sê nie, my saak met die Here is reg of is nie reg nie, en ek wil my saak reg maak met die Here, dat ek nie onder die ongelowige sal tel nie, maar sal weet, soos Johannes sê in 1 Johannes 5, dit het ek geskrywe, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Amen, kom ons buig ons hoofde. Dierbare wonderlike Here Jesus, Here, dankie dat U hier is. Here, dankie dat U met ons bemoei. U het reeds die hemel verlaat, het na hierdie wêreld toe gekom, het mens geword. Here, U het gehoorsaam geword tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. U wat in die gestalte van God was, geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. U woord sê vir ons dat omdat U lewe vir ons afgelê het, daarom sal elke knie buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus is die Here. En dan kry ons nog die beloning van die ewige hemelse heerlikheid as ons dit in hierdie lewe doen. Maar dan ook die waarskuwing dat as ons dit nie doen, die knie nie nou buig en nie nou bely dat Jesus is my verlosser. Hy het my gered, hy het my die ewige lewe gegee. Dat ons sal weet, dan kies ons die hel. Vader, hoor ons en wees ook nou met hulle wat by die hulde blyk en die res van hierdie gedenkdiens dan ook betrokke gaan wees. Here, wil U naam kom groot maak, ook in ons onderlinge geselsies en kuiere. Wil U gee, Here, dat ons hierdie aardse dinge uit die oog sal laat verdwyn en die dinge sal bedink wat daar bo is. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nou na die hulde bly luister wat Renette Tennyson en haar dan Lilia van Eck gaan bring. Gaan Lilia eers? Hier is 'n opname en 'n uitsending so ons wil vra dat julle maar hier voor kom staan. Vandag bring ek hoofdelijk aan Johan Raubenaar, van Johan Raubenaar oor sy lewe. Lieve familie, geliefdes en vriende, vandag staan ek hier met 'n hart vol liefde en hartseer, aangesien ons by mekaar gekom het om hulde aan Johan se lewe te bring. Hy was nie net 'n wonderlike broer nie, hy was ook 'n ongelooflike man en pa. Hy het waarom met soveel ontferming lief gehad. Ek kon sien hoe onselfsugtigheid hy aan lief gehad. As pa was hy 'n goeie voorbeeld van arbeidsaamheid, liefde en aandag en sorg aan sy seun en dogter. Hy het so baie kennisse gehad, dat hy altyd met sy openhartige glimlag gegroet het. Hy was enige soort vol humor. Elke dag het saak gemaak vir hom. Hy het 'n besonderse energie en magiese lig uitgestraal. Baie keer het hy vir my gesê, as kwellende druk, die Here sal voorsien. Ek weet dat hy sy liefde vir Jesus nie aan almal meegedeel het nie. Hy sou wou hê dat ons die fokus nou op goeie tye en pragtige herinneringe sou moes plaas van hartseer wees. Laat ons vandag sy lewe eer en die liefde wat hy gegee het vier. Rus in ewige vrede. Jy sal altyd in ons lewe, ons harte lewe. Pa en ma, sy grootste geskenk ooit aan my was jy, Johan, my broer.
persoonlikheid en 'n baie sagte hart, veral wanneer dit kom by kinders en diere. Ek sê altyd onthou vir jou grappies, die baie instruksies in die huis en jou kennis van elke pad in die Weskaap. En al die lewens wat jy geraak het, was op elke dorp het jy iemand geken. Jy was 'n paar duisend. En ek weet Braps was jou rots. En dit is die liefde van jou lewe. En dit het gelukkig. En die huis is nou stil as ons gaan kuier. En die grappies is weg. En ek wag vir die instruksies hoe om die lig aan te skakel, hoe om die deure oop te sluit, hoe om die krane oop te draai. Maar dit kom nie. Ons gaan jou mis, Jay. Jou honderdkinders mis jou. Jy was 'n legend. Ek gaan nou wel altyd bly lees van sy klein dogter Laura. 'n brief van my oupa. Liewe oupie, vandag moet ek vir die laaste keer groet en dit breek my hart. My kuiers in Kaapstad gaan nooit weer dieselfde wees nie. Ek gaan daar die 7 uur oggend mis waar ons saam 'n glas kook gedrink het. Die manier hoe oupie na my stories geluister het en ons simpel grappies wat net ons verstaan het. Ek sal nooit vergeet toe ouma Hina oorlede is nie. Terwyl oupie se oë so vol trane was dit oupie wat my van die vloer af opgetel het en my trane afgevee het. Dit was wie oupie was. Altyd daar vir my, selfs in die hartseer. Dit breek my dat die Here my laaste oupa huis toe geneem het. Ek het so uitgesien daaraan dat oupie my matriekafskeid en my laaste dag van skool saam met sou vier. Maar ek weet nou dat God ander planne gehad het. Dit is seer om te dink dat daar nie nuwe herinneringe gaan wees nie. Maar oupie, ek maak vandag vir u 'n belofte. En alles wat ek nog in my lewe gaan bereik, gaan ek kyk na die hemel. En ek sal weet dat oupie daar vandaan afkyk met 'n trotse glimlag en sê, mooi so, oupie. En die dag wanneer ek eendag trou, beloof ek dat daar 'n spesiale oop stoel net vir oupie sal wees. Dankie dat u vir 14 jaar die allerbeste oupa was waarvoor ek kon vra. Ek gaan elke oomblik wat ons saam gehad het, soos 'n skat in my hart bewaar. Ek gaan hard leer en my alles gee, presies soos oupie altyd vir my aangemoedig het om te doen. Ek gaan u trots maak. Dit is te moeilik om vir altyd te groet. So ek sê eerder, tot ons mekaar weer sien. Rus sag, my dierbare oupa. Ek sluit af met Psalm 34 vers 18. Die Here is naby die gebrokenes van hart en hy weet die wat verslae gees is. Ek gaan oupie vir altyd mis en lief hê. Met al my liefde, jou klein dogter Laura. Braps het gevra van waar af. Ek sal lees van die gebreekte kitab. Julle het al die begrafenisblaadjie ook. Ek het daardie oggend glad nie geweet dat God jou naam sou sê nie. Ek het nog nooit opgehou om vir jou lief te wees nie. Dit het my hart gebreek om jou te laat gaan. Maar jy het nie alleen gegaan nie. 'n Deel van my is saam met jou daardie dag toe God jou huis toe geroep het. Jy het vir ons vreedsame herinneringe agtergelaat. Jou liefde is nog steeds my gids. En selfs al kan ek jou nie meer sien nie, weet ek, jy is altyd lief by my. Ons familie se ketting is gebreek en niks meer dieselfde nie. Maar soos God ons een vir een roep, sal die skakel ons weer aan mekaar haak. Laasens wil ek 'n paar bedankings doen namens Brapsie, geliefde familie en vriende. Baie dankie aan ieder en elk wat vandag hier saamgekom het. Die laaste eer om my geliefde rol te bewys. Julle teenwoordigheid beteken vir my ontsettend baie.
In die eerste plek bring ek hulde aan ons liefdevolle Here Jesus Christus. Ons dank hom vir die 47 jaar wat hy Johan aan my geleef het. 'n Kosbare tydperk waarvoor ek ewig dankbaar sal wees. Ek gee ook aan hom al die eer dat hy die 24 Februarie saam met ons in daardie motor was. In midde van die jaagtog deur die digte verkeer, het sy hand ons veilig gelei tot by die Cape Hospitaal. Dit was niks minder nie as 'n wonderwerk van God. My oprigte dank aan Dr. Zenaid Mohammed en sy uitsonderlike noodstad. Julle het alles in julle menslike vermoë gedoen om jou hand te red, maar ons berus daarby dat die Here 'n ander plan gehad het. Spesiale woord van dank aan Suster Ryan Sommer vir haar onbaatsigtige ondersteuning en die gebede waarmee sy my gedra het totdat my familie kon oorneem. En aan my familie van ver gereis het, Herman, Shamain, Sharissa, Chandrai, Leon, Nita en julle gesinne, julle teenwoordigheid bring vir my troos. Dankie aan my liewe skoon sis Nelia. My dierbare boetie Bonai en Liaatjie wat so vinnig aan my sy was. Dankie aan Christy, Jolanda en Elise wat die pad aan Groentedag aangedurf het om hier te wees. Net dankie dat jy net weer en altyd daar is vir my, aan elke persoon wat van ver gekom het, as ook vir elke oproep, boodskap van medelee en waardeer dit uit die diepte van ek waardeer dit uit die diepte van my hart. Nou my liewe sussie Stel, dankie dat jy nie geskroom het om op 'n vliegtuig te klim om by my te kom nie. En 'n klein Jolande en Tenis wat dit moontlik gemaak het finansieel dat sy op die eerste vlug kon kom. Christy en Jolanda, die opoffering wat julle maak om julle vakansie te verleng om my te help, spreek van ware liefde. Julle is geliefd. Christy, dankie dat julle sis altyd van haar het. Want met dierbare seun, dankie dat jy al die pad uit Engeland gekom het en dat jy net altyd daar is vir my. Ons opregte dank aan Rudy Bill vir die leiding van die diens, aan Natanja vir die pragtige opnoeming en aan Dominee Ian vir sy ondersteunende besoek. Dankie ook aan Andre Volgraaf van Afgop vir die sagmoedigheid en deernis waarmee u ons deur die moeilike proses gelei het. As ek in my hart sê enigiemand uitgelaat het, vra ek nederig om vergifnis. Mag die Here julle almal ryklik seën. Amen. Dankie René, nou as sy so nederig om vergifnis kan vra vir enigiemand wat sy moontlik oorgelaat het, dan vra ek ons ordes nederig om verskoning vir julle dat ons nie ons openingslied gesing het nie, maar dis gevra dat ons net na 'n paar skyfies moet kyk en ek het nou goed gedink. Kom ons sing die eerste lied, saggies en teer is die roepstem van Jesus, soos wat dit ook in die woordverkondiging uitgegaan het. Hy roep vir jou, hy roep vir my, en dan sing ons net die eerste vers met die koor. En nadat ons na die skyfies gekyk het voordat ek die seën uitspreek, dan sing ons reaksie. En ek dink die Here het miskien so besluit. Dan kan ek vir die Here sê net soos dit is. O Lam van God, ek kom. As kind van die Here wat miskien afgedwaal het, koud geword het, in sonde lewe, kind van die Here wat in oorwinning leef en kan nie wag vir die wederkoms nie. Maar ook 'n verlore siel wat weet ek ken die Here nie. Dan sing ons daarvan die eerste en die tweede vers. Die tweede een sê ek wag nie meer. Dis hoe die Here baie siele al gered het. Nie daar waar jy sit in 'n diens, wanneer jy staan en 'n lied sing en dit vir die Here sê, dat jy hier as 'n nuwe mens kan uitloop. Kan vir die name en adresse gee van mense wat na sulke dienste kan net kom vertel het tydens daai diens het God my kom aanraak en my lewe verander. So kom ons sing dan eers
saggies senteer, dan sit ons kyk na die skyfies en daarna oor die seun die 2 verse van Net soos ek is. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the
throne tonight. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me, until I'm standing with you in the sun. I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now.
alles oor aan Jesus, niks behou ek hier vir my. Hom sal ek vertrou en lief hê, daagliks in my Here bly. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, ja, nu my dierbare Heiland, gee ek alles oor. Ek gee alles oor aan Jesus, nederig kniel ek voor hom neer. Ek versaak die aardse vreugde, neem my Jesus, neem my Heer. Ek gee alles oor, Ek gee alles oor. ja, nu my dierbare Heiland, gee ek alles oor. Ek gee alles oor aan Jesus, laat my tog uw eie wees. Maak my seker van u liefde, Vul my met uw heilige Gees. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, ja, u my dierbare Heiland, gee ek alles oor. Ek gee alles oor aan Jesus, en ek juig met engele saam. o die vreugde van verlossing. Heerlik, heerlik is sy naam. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, ja, nu my dierbare Heiland, gee ek alles. Geluister na die lirieke van die liedere wat gespeel het. Die Here het ons hier bymekaar geroep, in ons midde kom beweeg en in harte gespreek, sy hand op skouers gelê. En dit word bevestig deur die lied wat ons reeds gesing het, die roepstem van Jesus wat saggies en teerkom. En nou gaan jy ja sê. Gaan jy die regte keuse maak, net soos ek is. O Lam van God, ek kom. Die eerste tweede vers en dan die laaste vers moet ons bysing, want dit rond dit so mooi af. Die vergifnis, heiliging, bevryding wat die Here ons beloof. Vriende, hierdie 3 verse is vandag vir jou en my 'n weg tot saligheid. Vir 'n kind van die Here 'n pad tot vernuwing. So jy moet daai pad loop. Jy moet hom loop. Doen dit met jou hele hart terwyl ons hierdie sloklied sing. Kom ons staan. Gestorven mij, vertrek
Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u, totdat Jesus weer kom. Amen. Ek het gedink, 'n mens moet sulke harde werk bedank. Ek weet nie hoe gaan die kinders maak om met my 10.000 foto's iets saam te stel nie, maar dis Christian, né? Christian, vir wie Barbara spesiaal dankie sê. Ja, Christian, die naam van die draers, hier, maar voor kom asseblief, Claude Raubenheimer, seun, Christie Raubenheimer, 'n broer, dan Morney Keiser, swaar, Gideon Keiser, neef, Leon Keiser, swaar, en Herman Keiser, swaar. Karel van der Merwe gaan vir Claude instaan, wat die besering het.